Maar nee, niemand het hulle aan hierdie waarskuwings gesteer nie en eerder gekies om vir arme Noag aanhoudend te spot en sommer lekker uit te lag. Jesus praat ook hiervan in die Bybel. Die mense in Noag se dae het die herhaaldelike waarskuwings geïgnoreer. Hulle het glad nie geglo dat daar regtig 'n vloed sou kom nie en daarom is hulle onverhoeds deur die vloedwater oorval. Op dieselfde manier het Jesus ons oor en oor die versekering gegee dat hy weer gaan kom. Hierdie keer as die regter. Tog is daar sommige mense wat dit steeds nie glo nie en daarom gaan hulle ook onverhoeds betrap word, net soos die mense in Noag se dae. En net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die Seun van die mens wees. Want net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het en dit nie verstaan het voordat die sonvloed gekom en almal weggevoer het nie. So sal ook die koms van die Seun van die mens wees. In die antieke beskawings was dit nogal 'n algemene ding om reuse diereversamelings te hê. Trajan, 'n Romeinse keiser, het byvoorbeeld 'n diereversameling gehad wat met die van Noag vergelykbaar was. Die versameling het mak en wilde diere ingesluit. Koning Salomo het ook baie diere gehad met onder meer 4000 stalle net vir sy perde. Hierdie diereversamelings word in Engels 'n menagerie genoem. En van al wat lewe, van alle vlees, moet jy 2 van elke soort in die ark laat ingaan. Volgens Genesis 6 vers 19 en 7 vers 2 is dit duidelik dat God vir Noag gesê het om die diere vir die ark te versamel. Onthou, Noag kon arbeiders gehuur het of sy eie bediendes gebruik het om die diere te versamel, net soos wat die keisers eeue later ook gedoen het. Dit was dus nie vir Noag nodig om heeldag rond te hardloop om elke dier te probeer vang nie. Kan jy jou voorstel hoe ou Noag op sy gevorderde ouderdom sou gesukkel het om 'n spelerige hasie te vang? Veral as hulle toe al daardie lang rokke gedra het, daardie lang mantels.